geloof. Die voorbeelde van die geloof. Ek hoop ek is 'n voorbeeld vir iemand van hoe geloof moet wees. Hoop jy dit ook? Jy moet nie so stil wees nie. Sê al is jy nog nie een nie, ek wil een wees. Julle, wie weet dat ons het voorbeelde nodig? Wil julle weet, wie was ons eerste voorbeeld? Amen. Julle, wie was ons eerste voorbeeld? Jesus Christus, hier loop hy. En hy sê vir ons, so moet julle wandel. Wandel voor God, soos ek voor God wandel. Kom die Here Jesus. Ons het die voorbeelde van die geloof het ons nodig. Ek kan ongelukkig nie die hele Hebreërs 11, die voorbeelde van die geloof nou vir julle lees nie, maar ek wil vir julle sê, gaan lees dit. Amen. En word geïnspireer van hoe jou lewenswandel met God moet wees. Goed, hy sê nou, in Hebreërs 11 vers 13, hierdie is die voorbeelde van die geloof. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry. Wat se beloftes? Die hemelse beloftes. Maar hoor wat doen hulle toe? En dis wat ek en jy moet doen. Hoor gou. Maar hulle het dit uit die verte gesien, en geglo, en begroet, en hulle het bely, dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Ja, luister gou volgend hier. Hierdie is voorbeelde van die geloof, Hulle is vervolg vir dit, Hulle is gemartel vir dit. Hulle is in, die woord sê, in die voorbeelde van die geloof, hulle het in gate en in spelonke in die grond gebly. Hulle is in stukke gesaag. Ja, nou, hedendaagse Christen sal sê, wat? Hulle het seker sonde in hulle lewens gehad, dis hoekom dit so sleg gaan, Ek hoor van predikers, as mense deur verdrukking gaan, dan sê hulle vir hulle, hoorie? Daar moet sonde in jou lewe wees. God is in die manne van God, en daar is in die gees 'n oorlog en 'n stryd aan die gang. Amen. Amen. Die voorbeelde van die geloof, Mag ek, hoor gou hier, mag ek 'n voorbeeld vir iemand van die geloof wees? Van hoe ek die Here aanbid, dat as dinge in my lewe verkeerd gaan, julle, hoe gaan mense ooit kan sien, dat die krag van die heerlikheid, van die Here Jesus Christus, van die liefde en dat geloof in jou lewe werkend is, as alles net reg gaan in jou lewe? Hoe gaan jy 'n getuienis vir hulle wees? Net met jou lippe? Gaan jy net met jou lippe getuienis wees? Julle, luister gou hier, dis wanneer jy my klap, voluit in die gesig, en liefde bars by my uit, wat jy tot redding sal kom, weens die krag van die liefde wat by my uitgekom het. Nie wanneer jy my soen nie. Maar wanneer jy kwaad aan my gedoen het, en liefde bars by my uit. Die voorbeelde van die geloof. Hulle het in gate en spelonke in die grond het hulle gewoon, hulle is in stukke gesaag, hulle is verskuwe, gegeesel, julle. Die woord sê, gaan lees dit daar in Hebreërs 11, hy sê, hierdie wêreld was hulle nie werd nie. Julle, ek wil op 'n plek kom, dat die Gees sal getuig, dat hierdie wêreld, hoewel die reder nie werd is nie. Hoekom nie? Van wie is die geregtigheid, van wie is die getuienis, van wie is die liefde wat uit hom uitvloei, maak nie saak wat oor hom kom nie. Kom nou julle, is dit nie waar ons moet wees nie? Want dan, in dit, sal 'n krag van God losgemaak word. Julle geweet, hoor gou hier. Daar's party mense, ek gaan julle nou 'n getuienis gee uit my lewe uit. Daar's party mense, hy sal onder die woord sit, hy sal Christene rondom hom sien, hy sal nie inkom nie. Hy sal nie inkom nie. Dit vat 'n kragwerk van God deur jou. Dit vat die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou, in 'n ergerlike omstandigheid, waar God deur jou vloei, en kettinge oor daai man of daai vrou gebreek word. Wie weet dat die Here jou wil gebruik vir dit? Die Here wil jou gebruik vir dit. Amen. Nou kom ek gee julle getuienis uit my lewe. Hoor gou hier. Jare terug, dit was nog hier heel in die begin van die kerk. Kry ek 'n oproep. Maar julle, ek is op 'n lae plek. Ek voel ek gaan self nie die hemel beerwe nie. Ek is op 'n verskriklike lae plek. Hier kom die oproep deur.
hoorie sal jy oom, wat was dit, Piet Smit, was dit Smit, net gaan bedien, hy's op sy doodsbed. Hoor wat gebeur. Ek sê nee, okay, dis reg, stuur my die adres, maar ek sit daai foon neer, maar ek wil nie gaan nie. Ek wil nie gaan nie. Wil julle weet hoekom? Want ek voel ek kan nie. Ek voel ek is op so 'n lae plek dat ek is nie waar ek moet wees nie. Né? En hulle het vir my gesê, daar was al baie Christene mense, ek weet nie of pastore of wie ook al by hom was nie, né? Niks. Nou hier bel hulle my, die verwerplike instrument. Ek sê, ek is rarig. Dis hoe ek gevoel het op daai oomblik. Ek sal daai foon neer, nee, maar ek is op so 'n lae plek. Ek sê, Here, ek is op so 'n lae plek, ek kan nie hierdie oom help nie, ek kan nie. Ek sê, asseblief stuur iemand anders, wat meer in die gees is en op 'n beter plek is en wat net in die vibe is of iets. Nou, maar nie ek nie, want ek's nie daar nie, sê ek vir die Here. Hoor niks van die Here nie, ek's geroep. Nou ry ek nou maar na die adres toe. Ek stop al voor die huis, ek sê nee, maar hier is niemand nie. Ek gaan klop aan die deur, niemand maak die deur oop nie, ek dog okay. Ek het probeer. Jy weet mos hoe, jy weet hoe negatief kan 'n mens raak, né? Is dit net ek? Okay, hoor nou hier, né? En toe ek so wil omdraai, toe sê so klein stemmetjie verby, loop agterom. Nou as jy sterk Christen is, dan loop jy agterom, maar as jy gevoel het soos ek voel, draai om, jy klim jou kar jy ry. Nou, hoorie. Nou loop ek soos 'n donkie agterom, maar hy is met 'n glad nie lus nie. Né? Loop ek om. Nou kom ek by die agterdeur. Hallo. Skielik daar antwoord iemand van binne. Hulle kom maak die deur vir my oop. Nooi my in, ek gaan sit by die oom. Die oom kom so stadig regop op sy bed en hy sit so, hy kyk so vir my. Né? En ek begin met hom oor Jesus praat uit my absolute onvermoë. Ek wil hierdie getuienis vir julle gee. Uit my sleg voel, my woorde ontbreek, my kan dit nie vir julle vertel nie. En terwyl ek met hom oor Jesus praat. Julle, ek wil dit net op een manier beskryf. Kom hier van agter af. Hier, oor my nek, oor my skouers, so voel ek 'n krag kom so oor my, né? En die Heilige Gees daag in krag op. Wil julle weet hoekom? Want God het besluit, hy sal daai man vandag red. Of ek hoe verwerplik ek ook al is, hoe ek in die grond ek is, hoe min ek gereed is vir 'n getuienis, kom die Here en hy gebruik 'n verwerplike instrument en hy gebruik hom. En die krag van die Here val op daai oom Piet, dat hy so op daai bed sit, dat hy begin huil. En hy gee sy hart vir Jesus, soos wat ek min Christene nog gesien doen het. Rukkend, huilend, maak hy oorgawe vir die Here. Hoor hier. Ek is skielik so empowered, né? Toe ek laas met hom, ek sê, oom, ek bring vir jou Bybel-CD's, né? Ek sê, oom, jy luister na dwars deur die nag, né? Ek sê vir hom, julle, ek so vol van krag, maar onthou, die Heilige Gees het oor my gekom, krag het op my gekom, né? Ek spring in my kar, ek jaag huis toe, ek gaan vat my Bybel-CD's, 1 Johannes 1, 1 Johannes 2, 1 Johannes 3, 1 Petrus, ek sit al die CD's wat ek so gesny het, né? Vat ek vir hom en ek sê vir hom, oom, jy luister hierdie nou na jou hart vir die Here gee sonder ophou. Hy sê vir my, hy sal dit doen. En ek los hom. En ek's weg. En ek kry 'n oproep. Oom Piet is dood. 2 dae later. En ek wou nie gaan nie. Ek wil iets vir jou sê. Die krag van die Heilige Gees het ingekom en hy gebruik 'n verwerplike man om 'n werk te doen. Julle luister gou vir my, né? En hy red daai man se siel. Sy vrou sê vir my, hy het daai Bybel-CD's deur die nag sonder ophou tot sy laaste asem
het hy dit geluister. En ek het so gelag. Sy sê, as die sien die stop, dan skree hy daar die dag, draai my typ om. Draai my typ om. Totdat hy dood is, onder die woord. Julle, ek wil gou ietsie vir julle sê. Ons het nodig om op 'n plek te wees waar God ons kan gebruik. Ek was nie op die regte plek nie. Maar weet julle wat doen ons wanneer ons so laag voel? Ons draai weg, ons loop weg, ons ontwyk waar ons moet wees, en tog is jy God se uitgekiesde instrument. Amen. En daarom wil ek vandag vir julle sê, in hierdie boodskap van groet die hemel, wil ek vandag vir julle sê, daar is voorbeelde van die geloof, waardeur martelinge gegaan het, houe gegaan het, lewensomstandighede, hulle is in tronke gegooi, hulle het nie die nee met vry met klein met evangelie beoefen nie, hulle het nie julle, maar hulle het 'n ander een beoefen, hulle het Jesus Christus liefde nagejaag julle, hulle het 'n ander een beoefen julle, hulle het 'n gebedssoekende verhouding, waar die olie van die Gees deurvloei, het hulle beoefen, hulle het hulle smaak vir hierdie wêreld, het sy begeerlikhede verloor, en dit is waar ek en jy moet kom. Julle luister gou hier, ons moet blind word vir hierdie wêreld. Blind. Kom ek vertel julle gou van geestelike blindheid vir hierdie wêreld. Die Here getuienis uit my eie lewe. Hoor gou hier. Jare terug roep die Here my voltyds in die bediening, maar kragtig. En hy ruk my uit die besigheidswêreld uit. Ek maak my besigheid toe. Ek verkoop my gereedskap. Ek is geroep deur die Here. En ek gaan aan in die werk van die Here. Hoor wat gebeur. En een dag so 2 of 3 jaar later, nadat ek geroep is, ry ek presies op dieselfde plek waar ek parte gekoop het, besigheid gedoen het en met kliënte gewerk het. En dan gebeur die snaakste ding met my. Julle, toe ek vir hierdie wêreld, toe ek vir daai fabrieke en daai goed kyk, toe is dit of ek deur 'n wasem van 'n wolk kyk. Toe is dit dof vir my, toe is hierdie wêreld dof vir my. Ek kyk so, ek sê, Here, wat gaan aan? Ek vat my oë so, ek kyk so, toe is dit asof ek deur 'n wolk vir hierdie wêreld kyk. Ek wil iets vandag vir julle sê, kom ons vra die Here, dat hierdie wêreld vir ons, ek gaan net vir 'n oomblik stop. Kyk gou weer vir my. Dit is te belangrik dat dit gebreek moet word. Hoor gou hier. Ons moet die Here vra, dat hierdie wêreld vir ons dof moet word. En ons moet op 'n plek kom met Jesus, maar nie almal wil dit hê nie. Party mense dien die Here vir die geld wat hulle uit die Here uit kan kry. Moet ek vir julle 'n skrifgie uit Johannes 3 gou lees? Ek dink ek moet. Ek hoor dit nou. Johannes 3. Ag, waar is ek? Okay. Hoor net gou hier. Johannes 3 vers 19, gaan gou daarna toe vir my. Het julle hom? Johannes 3 vers 19. Hy sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Dis wat ek vir julle wil lees. Ek wil nie weet of jy Jesus lief het nie. Ek wil weet of jy hom liewer het. Het jy hom liewer as jou werk? Het jy hom liewer as jou genot? Het jy hom liewer as jou goud? Het jy hom liewer as jou plaas? Jy kan Jesus lief hê en verlore gaan. As jy hom nie liewer het as alles wat jy besit nie, sal jy hom verloor. Julle, die wolk van getuies van die ou mense het hom liewer gehad as hierdie wêreld.
Terwyl hulle in stukke saag, roep hy uit en hy begroet die hemel. Hy begroet die hemel. Terwyl hulle in spelonke en gate in die grond moes bly, en hulle vervolg was, en nie met vry, met klei, met glory, die en dit en daai, nie, maar in 'n hartsuitroep na die hemel, terwyl daar vervolging op hulle is, honger op hulle is, hulle kinders word vermoor, roep hulle na die hemel, en hulle begroet hom, want daar is 'n groter heerlikheid wat wag. Ons moet op 'n plek kom, wat ons Jesus Christus nie lief het nie, maar liewer het. Liewer as alles. Dat ons God liewer as die gees van hierdie wêreld het, liewer as jouself het. Liewer as jouself. Het julle geweet, alles wat teen jou staan, omdat jy Jesus nie liewer het nie, né? Alles wat teen jou staan, hoor gou hier, is self. Self. Ek wil, hê, soek, rykdom, plesier. Wat sê hy in die boek van 2 Timoteus? Sorry, ek moet net dit ook lees. So hier is nou nie in my boodskap gewees nie, maar kom ons gaan net gou so toe 2 Timoteus. Dankie Jesus. Halleluja. Sharabaya rabai. 1 Timoteus. Gaan net gou daar na 2 Timoteus 3. Kyk net gou hier. Julle luister gou hierso. Wie wil hemel toe gaan? Op met die hande. Jy wil hemel toe. Amen. Wie wil in die teenwoordigheid van Jesus Christus vir ewig wees? Amen, halleluja. Nou, wie is bereid om hierdie wêreld prys te gee, om hom te kry? Op met die hande. Luister na hierdie volgende skrif. Maar weet dit is 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ek, me and myself. Selfie. Ek wil net 'n selfie. Ek wil net my internet profiel reg kry. Ek moet net mooi like, ek moet net likes kry. Baie ook. Van die mense van hierdie wêreld, sodat ek gepromote kan wees. Hulle sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, verwerk gou geldgierigheid. Nee, is soeke na geld, is soeke na goud, is soeke na rykdom, meer, daar's net nooit genoeg nie. Dis net gee, ek soek meer. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Ek wil net gou daar stop. Omdat ouers hulle kinders nie meer tugtig soos wat hulle moet nie, het ongehoorsaamheid aan ouers gekom, disrespek het gekom en 'n goddelose generasie word opgerig. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Ek gaan vir julle vandag hierdie woord sê, jy kan my verwerp en jy kwaad wees, maar jy kan doen wat jy wil. Nou, as daai kind van jou ongeskik is met jou vrou, dan vat jy hom en jy voeter vir hom. En so red jy hom van die hel af. En as hy groot is, dan gee jy hom weer 'n pak. Nooit mag hy. Glo my ma het 'n plank stikkend geslaan op my. Dankie mamma. Daar sit sy. Dit was my laaste pak. Dit het nie my boude so seer gemaak, soos my ego nie. Ek het so skaam gekry. As 'n jong volwassene wat die grootmenslewe ingaan, tel my ma 'n plank op en sy slat vir my. Want ek was uit lyn uit. Dankie God vir 'n ma soos daai. Ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie en die
fliek stimuleer dit. Die fliek stimuleer dit op jou foon op YouTube. Al die goed wat geweld is, waarna jy kyk. Sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Daar kom hy in. Meer liefhebbers van genot as van God. Julle, dit is genot op genot op genot op genot, maar geen God. En ongelukkig die fone met die games en met die chats en alles wat God stelselmatig so uit jou lewe uitskuif. Julle, ons moet terugkom op 'n plek waar daar weer 'n liefde vir die hemel in ons harte begin kom, wat ons hierdie selfoon eerder eenkant sal gooi, na afsonderingstyd met God sal spandeer en sy heerlike teenwoordigheid sal ingaan. Julle, ons stimulasie moet uit God uitkom en nie uit goed uit nie. Nie uit 'n foon nie uit 'n program nie uit 'n glamour and glory tipe allerhande gemors nie, julle, maar uit 'n lewende God waaruit die lieflike Heilige Gees uitvloei. Julle, gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dit soek, julle? Soek jy waarlik God? Wat het jy liewer? God of goed? Kom aan, julle, wat het jy liewer, julle? 'n selfoon programmetjie of 'n wat ook al geld maak skema of God? Wat het jy liewer? Ek kies vanoggend om God liewer te hê as enige iets. Julle, my Vader, om die Seun, om die lieflike Heilige Gees, julle. Ek soek hierdie dinge nie in my lewe nie. Kom ons maak dood alles wat ons liewer het as God. Nou gaan jy sê, julle weet jy wat ek hoor, die Heilige Gees laat my die harte van mense hoor. Ja, maar ek het dit nie liewer nie. Oplieg vir jouself. Die tyd wat jy spandeer met dit, bepaal jou liefde. Weet julle wat, in die Onse Vader is daar 'n gedeelte, hoe gereeld bid jy die Onse Vader? Ek wil vir jou vra, die disippels kom na Jesus toe en hy sê vir hulle, Here, leer ons hoe om te bid. Dink julle Jesus weet hoe om te bid? Jesus? Dink julle hy kan bid? En dink julle, as hy 'n gebed ingee, is dit die een om te bid? Die een? Ons glo dit nie regtig nie, né? Want ons bid dit nie. Want ons bid dit nie. Want ons bid dit nie. Binne in die Onse Vader, hoor na hierdie. Sê hy, lei my nie in die spore van die ongeregtigheid nie. Lei my nie in dit nie. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Hoeveel keer roep jy uit, laat die Vader, ek roep dat die koninkryk van die hemele nou op my kom. Ek is baie lief vir dit. Gee my vandag my daaglikse brood. Vader, ek vra U in die naam van Jesus Christus, dat U vandag U hand in beweging sal bring tot voorsiening vir my. En dan hierdie een, bid hierdie een, lei my nie in versoeking nie. Lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Lei my nie. Hoe baie van ons word versoek? Steek op jou hand as jy versoek word. OK, dankie, ek so bly. Ek word elke dag versoek. Elke liewe dag, miskien 10 keer 'n dag, dalk meer. Versoeking is nie sonde nie. Hoor, Jesus is versoek sonder sonde. Wat gaan jy met dit maak? Julle, luister, kom ons bid hierdie gebed wat uit die Onse Vader uitkom. Here, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Tensy jy die bose te lief het, want jy dit liewer. Jy sien, daar gaan iets in jou hart moet gebeur. Daar gaan iets in jou hart moet gebeur, dat jy Jesus bo die ander dinge kies. Julle luister gou hier. Wie hou nie van hierdie boodskap nie? Hier is nou 'n bietjie frustrerend en irriterend. Wie hou nie van hierdie boodskap nie? Antwoord jou gou in jou eie hart. Kon hy nie iets anders gepreek het nie? Kon hy nie oor my geprofeteer het, die goeie? Julle luister gou vir my vanoggend hier. Ek wil op 'n plek kom
wat ek Jesus Christus in alles liewer het. Liewer. Ek wil op 'n plek kom dat ek heeldag in 'n verwagting opkyk na die heerlikheid van die hemele en verwag dat die koning van die konings en die Here van die Here gaan kom. Ek wil op 'n plek kom waar ek disconnected raak van hierdie wêreld, sy maniere, sy glamour en sy glory. Né? Ek wil gediskonnekteer wees van hierdie wêreld. Weet julle hoeveel mense het my al geoordeel? Weet julle hoeveel mense het al vir my gelag en my gespot omdat ek nie soos hulle in hierdie wêreld gekonnekteer is nie. Maar nou gaan ek vir al die spotters sê, dis juist omdat ek nie is nie, dat ek op 'n ander plek connected is. Dis omdat ek nie is nie, omdat ek nie so computerboffin is en nie so skerp. Wie weet ek is nie skerp op my foon nie. Gou, steek op die hand, dankie. Vir wie het ek al teleurgestel? Nee, okay. Steek al, sak julle hande. Okay, wie het aanstoot geneem omdat hy my nie kon kry nie? Dankie Japie. Julle luister gou hierso. My lewe is meer gefokus, minder op die dinge van hierdie wêreld, meer gefokus op God. En ons almal moet op 'n plek kom wat dit die pomp en die klop van ons hart gaan begin raak. Jesus Christus in alles. Amen. Amen. Goed. Right. Okay. Daai was 'n ekstra een. Right, goed. 2 Korintiërs 4 vers 16. Kom ons gaan kyk gou-gou daarna. 2 Korintiërs 4 vers 16. Amen. Ek hoop julle hou van die preek. Want hy maak self dood. Dis iets wat die doopbad ook doen. Hy begrawe die ou mens. Hierdie boodskap begrawe die ou mens. Hy maak hom dood. Okay, kan ek net gou sien, wees gou eerlik met my. Wie is al klaar deur die Here aangespreek vir verandering in sy lewe? Steek gou op, ek wil net sien. Dankie. Okay, amen. Right, goed, kom ons kyk gou-gou. 2 Korintiërs 4 vers 16, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Ja. Okay, wie het al daai ding ondervind? Al vergaan my uiterlike mens ook. Wie het al gesê, ek kan nie meer nie, dis te veel, ek kan nie meer nie, hierdie dinge werk nie uit nie. Kom steek op julle hand as julle dit al gevoel het. Okay, dankie, amen, prys die naam van die Here. Hoor nou wat sê hy in 2 Korintiërs, dis 'n goeie ding, hoor. Daai plek is vir jou 'n excellent plek. Wil jy weet hoekom? Die vleesmens is besig om dood te gaan. Die vleesmens is besig om dood te gaan. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. Al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. Ja, halleluja! Julle hoor gou hierso vanoggend, maak dood die ou mens, né? Terwyl jy deur daai stryd gaan, terwyl jy deur daai kry dit nie reg nie. Here, vergewe my hierdie sonde. Here, ek sukkel met hierdie dinge. Here, help my, my God, verlos my van hierdie kettinge wat my bind en my vashou, Here. Hy sê terwyl jy deur dit gaan, word jou innerlike mens dag vir dag nuut gemaak. Julle luister gou vir my. Elke oomblik in jou geestelike stryde. Moenie van die Here al wegskram wanneer jy deur dit gaan nie, moenie. Nee. Moenie. Hoekom dink jy sê die apostels hierso? Daarom gee ons nie moed op nie. Hoekom sal nou so 'n sinnetjie gebruik? Daarom gee. Hoeveel van julle het al gevoel hy wil moed opgee? Op met die hand asseblief, asseblief. Dankie Here. Want ek het dit menigte kere gevoel. Dat ek gevoel het ek kan nie meer nie. Ek probeer so hard, ek kan nie meer nie. Nou hoor nou hier. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al word die uiterlike mens vergaan die uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Julle hoor gou hier, om op dieselfde plek te kom waar die apostels gekom het in Hebreërs 11 van
Al is hulle deur die swaard vermoor, spelonke en gate in die grond, hongersnood, stukke gesaag vermoor, al hierdie goed, het hulle op 'n plek gekom, het hulle die hemel begroet. Moet jy ook op 'n plek kom, dat maak nie saak waardeur jy gaan, en wat jou nou druk nie, groet die hemel, roep na God. Julle, luister, sê vir die Here, Here, maak nie saak wat ek nou deurgaan nie, nogtans sal ek U dien, nogtans sal ek U naam groot maak, nogtans sal ek U verheerlik, want ek wil vir julle sê, ek gaan nou uit ondervinding praat julle, en dit is in daai oomblikke wat die uitstorting van die Heilige Gees kom, dit is in daai oomblikke wat die Heilige Gees jou begin vul, dit is in daai oomblikke, julle, wat die goud van die Gees diep binne in jou ingeplant word, julle, dat die krag van die Heilige Gees uit jou uitkom. Amen. Toe ek by oom Piet sit en ek kan nie meer nie, dat ek vir die Here sê, Here my God, ek is dit nie werd nie. Toe kom die krag van die Heilige Gees deur en hy red sy siel. Hy het vir my gesê, pastoor, weet jy hoeveel mense was al hierso en het probeer, hy het hulle almal geweier. En kom die Here, en hy red sy siel, en hy sit hom vanuit 'n verlore plek binne in die hemel, in sy laaste ure in. Maar julle, kom ons soek ons God, en kom ons hê hom liewer, amen, en kom ons begroet die hemel. Hoor gou hierso, hierso in, ja, Hebreërs 12, gaan gou vir my Hebreërs 12 vers 1. Hebreërs 12 vers 1. Het Jesus gesê, soos wat ek my lewe vir julle afgelê het, moet julle lewe ook vir my aflê. Soos wat? Selfde soos. Nee, hoor gou hier. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Julle, amen, halleluja, gee sy naam eer, kom ons gee die Here hand vir dit, met volharding sal ons die wedloop loop, amen. Julle luister hier, is jy op daai plek, ek wil net gou vir jou vra, kan dit Satan sommer kom in jou omstap en jy gaan bly lê, dan gaan jy omstamp en jy gaan bly lê, of is, wanneer dinge verkeerd gaan, nee, en wanneer dinge nie gaan soos wat dit moet nie, bars daar by jou 'n heerlikheid van sy teenwoordigheid uit. Julle, ons moet op daai plek kom. Amen. Amen. Halleluja. Hy sê, en die sonde wat ons so maklik omring, wie ken dit? Sonde wat jou so maklik omring, verkeerde gedagtes, wat ook al, né? Woede, irritasie, al hierdie goed wat tot sonde lei. En dan sê hy, en die wedloop loop wat voor ons lê, hoor nou hier, met die oog gefestig op Jesus, die leidsman, en die volëinder van die geloof. Julle, ek weet nie of hierdie 'n boodskap is wat jy wou hoor vanoggend nie, maar ek sê vir jou vanoggend, dis die boodskap. Dis die boodskap. En ek kom vanoggend na jou toe, om vir jou te sê, ons moet vir Jesus Christus begin hardloop soos nog nooit. Ons moet sy naam begin bely soos nog nooit. Ons moet bid soos wat ons nog nooit gebid het nie, julle. En weet julle wat? Ons gaan hierdie wêreld met sy masjienkies en sy selfoontjies en sy skerms en sy goed moet begin afsit. Afsit. En sê, nou is dit God se tyd. Kyk, wie is bereid om sy selfoon af te sit? Af te sit. Vir God. Weet julle wat doen ons? As die oggend opstaan, dan gaan die foon aan en begin ons goed check en ons gaan deur al ons goed. Raai wat? Kom ons sit hom nie aan nie, totdat ons tyd met God spandeer het nie.
Kom ons maak so, as ons aan die aand by die huis kom, né? En ons sit by die etenstafel. Kom nou julle, ek gaan 'n paar goed neerlê. Okay, kan ons maar 'n paar goed neerlê. Kom sit die fone af. Ons eet nie voor 'n televisie nie, maar by die tafel. Né? Die fone kom nie aan nie totdat ons nie die Bybel gevat het, tyd met God spandeer het, woord gelees het, hande gevat het vir mekaar en vir ons gesinne en wie ook al die Here op jou hart lê gebid het nie en die aangesig van God gesoek het nie. Kom ons begin dit weer doen. Kom aan. Of is jy verslaaf? Julle weet daar's oorsee al klinieke wat hulle jou inboek om van die verslawendheid van jou foon ontslae te raak. Ja, daar's klinieke, daar's plekke. Hulle boek jou in. Hulle kry jou weer verlos van jou foon. Jy weet soos drugklinieke? Jy weet waar die mense van drugs moet vry kry? Hulle het nou al sulke goed vir fone. En ons lag nou. Okay, weet jy wat? Kom ons wys die fliek Digital Cocaine in die kerk. Gaan ons om een aand gou wys hierso. Digital Cocaine. Dan gaan julle sien wat gebeur. Waar trek jy al? Jy's 'n junkie. Jy's verslaaf. Jy's gehoek. En jy kan nie sonder dit nie. En jy gaan jou morsdood skrik as jy sien waar trek jy al met jou foon in verslawendheid. Die ding se naam is Digital Cocaine. Ek sal die boodskap uitstuur, dan kan ons hom wys. Engela, jy moet my herinner, waar is Engela? Jy gaan my moet herinner, sê jy pastoor, ons het 'n datum nodig. Right, ons moet die fliek wys. Okay. Alright, goed. Right. Wie sal daai ding graag wil kyk? Digital Cocaine. Het julle? Okay, wie wil hom vir die 5de keer weer kyk? Okay, amen. Okay, goed. Prys die naam van die Here. Alright. Goed, ek gaan vir ons afsluit. Openbaring 21 vers 10. Kom ons gaan gou soontoe. Openbaring 21 vers 10. Ag, ek gaan van vers 9 af lees. Sommige van die begin van daai gedeelte. Openbaring 21 vers 9. Het julle hom? 21 vers 9. Dis agter in jou Bybel. Amen, het jy hom? Alright, goed. En een van die 7 engele wat vol van die 7 skale wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Wie wil deel van die vrou van die lam, Jesus Christus wees? Amen. Amen. Wil jy dit regtig wees? Amen. Right, goed. Die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n hoë berg en my 'n groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal, en dit het die heerlikheid van God gehad. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen, 'n baie, soos 'n kristalhelder jaspissteen, en dit het 'n groot hoë muur met 12 poorte gehad, en by die eerste poort, en by die poorte, 12 engele, en die name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. En dan gaan ek van spring na vers 18. En die boustof van die muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, so suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fundament was jaspis, tweede safier, derde galsedoon, vierde smarag, vyfde sardonyx, die 6de sardius, die 7de krisoliet, die 8ste beryl, die 9de topaas, die 10de chrysopas, en die 11de hyasint, en die 12de ametis, en hoor nou hier, en die 12 poorte was 12 parels,
Elkeen van die poorte was uit een parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En die tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel, en die lam, en die stad het die son of die maan nie nodig gehad om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Hoekom lees ek hierdie nou aan die einde van hierdie gedeelte vir julle? Julle luister gou, jy gaan ondersoek hemel in die woord. Nie op YouTube nie. In die woord van God. Nie op 'n video wat iemand gemaak het, wat hulle beelde opgooi nie. Jy gaan 'n verwronge beeld kry van wat die hemel regtig is. Ek weet dit is lekker om terug te skop en te kyk en hulle gooi hierdie beeldjies en die woorde loop. Nee. Gaan vat die Bybel en gaan ondersoek hemel. En kry dit lief. Wat sê die woord? Hy sê, en daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, omdat hulle na 'n vaderland verlang. Verlang jy na 'n vaderland? Na 'n hemelse Jerusalem. Want julle, ons, weet julle wat, ons worry so oor ons aardse pensioen. Ek wil hê jy begin worry oor jou hemelse pensioen. Nee, ek wil hê julle luister gou vir my, nee. Jou lewe op die aarde, man, ek word nou in Januarie 58. Stokoud. En dit voel soos gister, toe ek 'n klein seentjie was wat daar agter in die yard rond gehardloop het. En ek wil nie meer worry oor my aardse pensioen nie, maar ek is bekommerd oor my hemelse erfenis. Besef julle nie, ek probeer deur hierdie gedeelte vir julle te lees, die hemel in jou plant. Want God sê, ek sal my nie skaam om jou God genoem te word nie. As ek hoor, kom die hemel by jou mond uit. Hoe soeke, hoe jy in sy heerlike teenwoordigheid wil wees. Hoe jy nie kan wag dat die Here kom nie. Hoe jy tussen engele en heiliges sy naam wil groot maak en hom wil verheerlik en sy verborgenhede wil sien. Want dit gaan jou ewige woonplek wees. Jou ewige, julle luister gou vir my, daarom wil ek nie sondig nie, want ek wil vir ewig by God in die hemel wees. By God, my skepper. Besef jy al hoekom jy leef op hierdie aarde, is omdat God jou gemaak het? God het jou gemaak. Jy sou nie eers gewees het nie. En toe hy jou klaar gemaak het, en hy sit jou op hierdie aarde, dat jy hierdeur kan gaan, om jou hemel waardig te kry. Hoor gou hier, julle, toe skep hy vir jou 'n hemel, waarin jy ewig kan bly, en in sy heerlikheid kan wandel. Maar hy wat Satan het op hierdie aarde gekom, en hy dupliseer wat God in die hemel doen, en hy begin 'n aardse tipe van 'n glorified heerlikheid ook op hierdie aarde begin maak, in die vorm van 'n televisieskerm, en 'n lekker ryfklap, en hy het bangers musiek, en wat ook al jy dit noem, en hy sorg dat 'n lekker sterk drank is, dat jy dronk kan word, en dat jy lekker kan voel, en dat daar drugs op die aarde kan wees, om jou op 'n trip te kry, en hy verseker jou vir die hel, terwyl God deur sy Heilige Gees vloei hy uit na jou toe, roep hy na jou, ek het jou geskep, jy is myne, my kind, ek het vir jou 'n hemel vir ewig, het ek vir jou berei, ek roep na jou, kom na my toe, elkeen wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal jou lewe gee, ek sal jou vrede gee, ek sal jou met my liefde dek, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, ek is met jou, ek het my gees vir jou gegee, en binnekort sal jy my in my heerlikheid, van aangesig tot aangesig, sal jy my aanskou. O, julle luister gou hierso, maar klaar met hierdie wêreld. Kom ek gaan vir julle sê, maar klaar met wêreldse musiek, maar klaar met die beeld van hierdie wêreld, maar klaar met wêreldse filmvertonings en goed. Julle hou op om jou velf te verloor en jou tyd binne in die goed te mors.
Nee, kom ons begin kwaliteit tyd met die lewende God te spandeer en in sy heerlikheid te wees, want dan gaan Jesus in sy heerlikheid en in sy krag en in sy majesteit kom. Hy gaan ons vasgryp in 'n oomblik, in 'n oogwink. By die laaste basuin sal ons almal verander word en ons sal die Here tegemoet gaan in die lig. So. En jy weet hierdie wegrapingsflieks wat julle kyk, moenie dit glo nie. Moenie hierdie wegrapingsflieks glo nie, want hulle raap die hele vliegtuig weg. Dis nie hoe dit gaan wees nie. Die wat aan die Here waarlik behoort, is uil gesaai. Uil. Want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei. Julle en luister vir my, en daar's min wat dit vind, sê die woord. Nee, en daarom moet ons 'n afgesonderde, uitgesette lewe vir Jesus lewe. Is dit jou begeerte van jou hart? Kom ons staan, ek wil vir ons 'n gebed doen. Amen. Voordat ons bid, wil ek gou net vir julle sê, ons moet heiligmaking en 'n soeke na God op hierdie aarde nou meer nastrewe as enigiets anders. Is dit julle hart? Wil julle dit doen? Amen. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom as gemeente na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here. Ek dank U vir 'n implanting van die woord, 'n aanraking van die Gees, Here, 'n penetrering van U liefde, Here, by God. Verander my hart. Sê dit vir die Here. Verander my hart. Verander my binneste. Verander my begeertes. Dat dit U meer as enigiets sal soek. Ek roep dit nou, Vader. Gryp my deur die Gees. Beset my, Heilige Gees. En vul my nou met U liefde. Maak my deel van die ewige bruid. Ek ontvang dit nou, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen, halleluja. Dankie Here, amen. Amen. Kom ons neem die sitplekke. Ek gaan vra dat die